Liewe ouer, hierdie is spesiaal vir jou. Ek is besig met so 'n reeksie van 4 wat gaan oor 'n baie spesifieke boek. En ek wil nou weer by jou pleit. Dis verpligte leesstof vir elke ouer vandag. Dis verskriklik belangrik. So in die 10 jaar wat ek navorsing doen oor skerms en tegnologie en internet en wifi en die virtuele en die digitale, is dit die beste navorsing wat daar was die laaste 10 jaar. En dis hierdie boek, The Anxious Generation van Jonathan Haidt. En ek wil weer vir jou die subtitel lees. How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Nou my doel met hierdie aanbieding is om jou so ver te kry om asseblief die boek vir jou aan te skaf. Ek kan nie vir jou naaste by die volle inhoud gee nie, maar ek wil graag 'n paar goed met jou deel, sodat jy lus is om hierdie boek te lees en hierdie boek te kry, sodat jy regtig 'n beter en 'n goeie ouer kan wees. Nou onder andere bly hy baie sterk klem op die hele ding van om te leer deur speel en dan die hele, ons kinders is besig met skerms, jy weet so, dit is kom ons noem dit 'n digitale generasie wat ons groot maak, in plaas van 'n generasie wat leer deur speel. Nou sê hy, en hy vra die vraag, hoekom is speel so belangrik? En hy onder andere sê hy, alle jong soogdiere het dieselfde taak. Bedraad jou brein, ontwikkel jou brein reg deur gereeld te speel en intens te speel. So dis verskriklik belangrik vir ons jong mense en vir ons kinders. Speel en nogmaals speel. Wat gebeur vandag? Skerms en nogmaals skerms, veral fone en tablette. En dit is gif. Dis gif vir ons kinders se breins. Hy sê deur te speel ervaar jy die volgende. Dis wat sy navorsing vir ons wys. Jy leer deur te speel. Kinders leer deur beweging. Interaksie met vriende word aangeleer. Jy leer om jou emosies te beheer. Jy leer ander se emosies. Jy leer om beurte te maak. Jy leer om konflik op te los. Jy weet ons kinders, ek bedoel daar's altyd konflik en die maatjie is lelik met daai maatjie en dis die lewe. So ons kinders leer deur te speel, nie deur te isoleer en eenkant met 'n skerm besig te wees nie. Dan sê hy, nou wat nou van skerms? Nou al hierdie bogenoemde goed wat ek nou vir jou genoem het, is met ander woorde afwesig. Die interaksie, die verhoudings, die beurte maak, die leer deur interaksie, die leer deur beweging, die ontwikkel deur beweging, die regte bedrading van die brein. Daai goed's als afwesig. En dan natuurlik isolasie. Ons kinders word geïsoleerd groot. Hulle sit iewers eenkant met 'n skerm. Hulle is ure en ure op skerms, sit agter 'n toedeur in 'n slaapkamer agter 'n skerm. En eensaamheid, een van die grootste siektes van ons tyd. Te min speel is sleg vir kognitiewe ontwikkeling, sosiale ontwikkeling, emosionele ontwikkeling. Mens kan dit anders stel. Te veel skerms is sleg vir kognitiewe ontwikkeling, so jou brein se kognitiewe vermoëns, sosiale ontwikkeling, emosionele ontwikkeling. Nou, ek het die vorige ronde vir jou sekere statistiek, het ek vir jou gegee, dat sedert 2010 het depressie onder ons dogters toegeneem met 145% en onder ons seuns met 161%. Nou, dis wat gebeur as die brein beskadig word. Sosiale agteruitgang, emosionele agteruitgang en kognitiewe agteruitgang. Ek haal hom aan. The reduction, dit is nou hierdie afname in speel, is so severe that we might refer to smartphones and tablets in the hands of children as experience blockers. Met ander woorde, ons kinders word ontneem van sekere leerervarings, experience blockers. Ons doen ons kinders 'n geweldige onreg aan, dat hulle ure met skerms besig is. Slimfone en tablette te vroeg in 'n kind se lewe. 4 goed wat hy in die boek opklem lê. Sosiale ontwikkeling gaan agteruit, dit word belemmer. Dis interaksie, dis kommunikasie, dis verhoudings met ander mense wat agteruit gaan. Dan nommer 1. En sosiale ontwikkeling is tog belangrik vir jou as 'n ouer wat jou kind aanbetref. Die tweede ene. Kinders kry te min slaap. So hulle kan nie meer lekker konsentreer nie, hulle kan nie meer lekker fokus nie. Hulle slaapritmes word uitgegooi. Die oomblik wat 'n kind in 'n donker kamer met die lig van 'n foon gekonfronteer word, gee die lig die boodskap vir die brein, dis dag.
Maar ek sê amper dis soos 'n baba wat dag en nag omruil. En dit wat gebeur met ons kinders. Hulle kry heeltemal te min slaap. So hulle akademiese vermoëns gaan agteruit, want môre in die skool sit hulle in slaap. Hulle aandagspan raak al hoe korter. Want 'n foon is vol kleur. 'n Foon is vol aksie. En dis nie goed vir jou kind se brein nie. So nou kom hulle in die skool waar hulle moet leer en hulle aandagspan raak al hoe korter. En dan die vierde belangrike punt is verslawing. En daar's internetverslawing, daar's skermverslawing, daar's verslawing aan pornografie ensovoorts. So dis 'n tweede gedeelte van hierdie boek van Jonathan Haidt, The Anxious Generation, wat ek sommer net in kort jou aan wil voorstel. Kry asseblief vir jou hierdie boek. En ek gaan weer met jou kuier in sessie 3 en in sessie 4 oor hierdie boek.